Vader, hier staan ons by Frans. Hy het sy lewe vir U gegee. Hy het vandag deurgekom. En hy sê hy het hierdie begeerte om gedoop te word. Dankie dat hy gehoorsaam is. Here, op grond van sy eie getuienis, dat hy U aangeneem het, gaan ons hom doop. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek wil net gou vir iets sê. Die mense stry en hulle kan kerke weer split. Een sê 1 keer, ander een sê 3 keer. Die ander een sê, hy was 3 dae in die graf. Hoor gou mooi. Op 1 of 3 keer moet ons nie kan beklei nie. En 'n groot kloof het. So ek sê altyd vir die ou, wat is jy oortuig? Solank dit gebeur wat Jesus gesê het, in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy het dit gesê. En ons doen presies net wat Jesus gesê het. So, hoe gaan ons jou doop? 1 keer of 3 keer? 3 keer. 3 keer? Ja, Okay. dat is goed, 3 keer. Daar is sy. Nou kom ons maak so. Want ek my neus toe maak. Ja, en dan gaan ek so terug. Dit moet Maar hoor nou, dit gaan nou nie oor die metodes en die neus toe maak, hoor gou hierso. Nee, ek wil net gesê. Ja, Soos jy ingaan, sê die Bybel, word jy saam met Christus gekruisig. As jy uitkom, wandel jy in 'n nuwe lewe. Baie ouens klim uit en rook hulle sommer net daar langs die ding. Of hulle begin weer vanaand wyn vat. Nee, jou lewe moet verander. Jy moet ook nie as iemand sê as jy gered, nee, ek is gedoop nie. Nee, het jou lewe regtig verander. Ja. En daarom, ja, jy kan maar toedruk. Ek doop jou op jou eie getuienis, dat jy hom aangeneem het, in naam van die Vader, die Seun Jesus Christus, is jy rustig? ja. Haal jy lekker asem, is jy rustig? En die Heilige Gees. Maar ja, ek gee aan 'n klap vir die Prys die Here. Prys die Here. Hy moet terugry van Sannies of Lichtenburg toe, hy het eers rood klere gebring nie. Sê maar iets, sê. Nee, ek is bly ek was hier gewees. Ja, en het is lekker om met julle mense te deel. En ons moet die woord van God verkondig. Ons moet Satan in sy kop trap. Waar ons kom, enige ding. As ons iets sien wat verkeerd is, moenie huiwer nie, moenie terugstaan nie, vorentoe, want die oomblik as jy huiwer, dan kry jy aan en die oorhand op jou. So jy moet sterk staan in God. En Sê gou vir my, hoe ver is Sannies of in Lichtenburg? so 60 kilos. Nou, as jy Sondag oop is, kan jy mos nou maar hier kom. Ja, Kom hallo sê. Ek kan. Ja, sê. Net vir jou vrou sê, sorry dat dit nou gebeur het. Ek weet jy sou wou by gewees het. Ons sal by die live die videoetjie ook aftrek. Ons sal hom op Facebook sit, ons sal hom op YouTube sit en ons sal hom op Kruiskyk sit. So, dankie. Ek wil net so dat Willie kom met in. Willie wil ook iets sê. Kan ons net bid vir die vervulling van die Ja, dankie Almal Willie. is die Weet julle, dit is so belangrik wat Willie nou sê. Jy word gedoop hier met water. Maar Jesus is die een wat jou doop met die Heilige Gees. Dankie Willie. Ja, dankie Vader, dankie Jesus dat ons kan bid vir die vervulling van die Gees en sodat daar 'n nuwe lewe, nuwe strome van water uit sy binneste sal vloei wat vir almal sigbaar sal wees. En ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Glo almal die Bybel is waar. Stem julle? As hier nou kerkreëls is en hier is die Bybel en hulle verskil, watter kant sal julle vat? Hoor wat julle sê? Watter kant sal julle vat? Okay. Na ek dit gesê het, wees net jouself. Hoor, nog steeds, maar raak 'n bietjie meer soos Jesus. Hy sê in Psalms, klap julle hande en juig tot eer van God. Baie kerke mag jy nie hande klap nie. Wie's nou reg? Wie's reg? Is die woord van God reg? Hy sê lig jou hande op as 'n aandoffer aan God. Wie's reg? Mense, hoor gou, ons wil Jesus verkondig, maar ons is in plekke, dat sê ons alle nasies moet die Here dien. Dan gaan ons na 'n kerk toe waar net exclusive white is. Jy mag nie eers met 'n swart Bybel sound toe gaan nie. Jy moet met julle kan maar, hoor gou, moenie met my kwaad raak nie. Kom ons vergelyk net gou so 'n bietjie met die Bybel. Né? Hy sê dans voor die Here, sê die Psalms. Sal God dan vir my kwaad wees as ek dans vanaand hier?
Nee, maar julle wil Saterdag aand gaan dans. Ek hoor hier by hom 'n sekere kerke, tradisiekerke. Jy mag dans, maar jy mag dit nie geniet nie. Nou sit hulle 'n klippie in hulle skoen. So hy dans, hy mag dit net nie geniet nie. Is nou net 'n ou grappie. Maar luister hier, hy sê dans voor die Here in die kerk. Mense in Dawid kom doen dit wragtig nog erger. Hy dans kaal. Nie heel kaal hè. Hulle het iets aangegaan, hulle het dit kaal genoem. En sy vrou kyk deur die venster en sy verag hom. Sy sê hierdie president wat so dans. Was Dawid 'n president? Hallo. Dis hoekom julle nie vir 'n Christen party stem nie. Politiek is vol in die Bybel. Was Dawid 'n president? Wat het hy by die stadspoorte gaan doen? As hy sê ons sit môre weer by die stadspoorte, dis parlementsitting. Dink jy hy kom net in en sit in 'n sitkamer en hy regeer 'n volk? Hulle het ook waterslote gehad, munisipaliteite, alles. Ons lees hierdie goed en dan weet ons dit nie. Moses met sy volk, toe kom sy skoonpa en sê, wow, stel nog leiers in, want jy sal dit nie maak nie. Dit kom al lank al. Moses was 'n president. Of jy noem hom 'n koning, 'n president of 'n leier, wat ook al. Nou as ek my gesig vir die Christenparty op die plakate sit, en ek wil die president van die land raak, en sê hulle, yeah! Laat die onheilige liewerste regeer oor ons. Nou regeer jy onheilige. Maar oké, is dit nou ek wat die kind so bang maak? Maar oké, vergewe my. Maar hoor nou, ek wil net weer terugkom gou hierso. Dans voor die Here, klap julle hande, juig, hy sê kitaarinstrumente, snaarinstrumente, hy sê dromme, jy sal nou meer weet, ek het al vergeet, Salomo, hoeveel voorsangers was daai dag met die tempel se opening? 33,000 dink ek. Voorsangers, hoeveel snaarinstrumente, hoeveel drom, weet julle hoe klink dit? Nou kom ons, en hoor gou, as ek dit praat, wees jy nou, moet nou nie laat Roy so vanaand ontstig nie, wees soos jy wil vanaand, as jy wil vanaand rustig wees, ek is ook baie keer so, kom ons klim net gou by 'n stroontjie af, ons is nie so special, dat God gesê het, ek bou vir jou 'n baksteenplek, en net julle wat is gaan, hoor, julle is verskriklik spesiaal, jy is eintlik verskriklik arrogant, en nou gaan ek iets sê. En nou kom ek maar altyd na die Land Cruiser se manne se kant toe, want ek like Land Rover. So gaan julle my vergewe as ek, jessies boere, met Land Cruisers. Kom, maar ek kan nou nie die grap met Land Rover maak nie, want die Land Rover ouens is nederig. 'n Land Rover ou groet alle mense, want hy weet nie, is dit miskien nie mechanicie. En hy gaan net nie op die hoek staan. Land Rover moet versigtig wees om met mense lelik te wees. Daarom as jy Land Rover koop, kom ou seun. Ja, kom, sit, jy moet nie weer laat kom vir die kerkie. Ok, kom na die tyd vir die sak meel daar buite, hoor? Hoor julle? Ok, maar Land Rover, jy kry met so 'n hond saam, as jy hom koop. En jy alleen hoef huis toe te loop. Kjels, ek het met 'n Land Rover 4de engine nou, en ek het nog net 18 km gery, in 5 jaar. Maar ek bly Land Rover. Ek bly Land Rover. Maar het julle al ouens gesien, dat sy 1918, sorry my, as dit nie so by jou is, jy moet nou nie stryd vang nie. Vat dit soos, wat ek wil bereik hierdeur. Hy klim uit sy pa se Land Cruiser uit. Het lyk 'n boer met wat lemoene. Luister, ek kry dit by, ek doen berading. Windgat. Klim hulle so uit. Hy vloek die swartes, maar het laai oor plaasmoorde. Hy vloek die kleerlinge, en hy is die mekkie, en die armwittes in die dorp, kyk jy so op neer. Hulle is daar. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy een van hulle is, moet jy vanaand bekeer. Jy is vieslik, man. Jy is regtig jy oulik met jy klomp geld nie. Nou die aand toe ek dit sê, by die 16 Desember hier op, waar was die gelofte dag? Toe ek dit sê, toe wil hulle nie meer saam met my eet nie. Ons wit mense moet so bietjie ons arrogansie los. Ek sê nie almal, moet nou nie vir my kwaad raak nie. Ek is die Here dankbaar ek is nie wit nie, dat ek rooi is. Maar, okay, kom ons staan nou op. En as jy dit nog nooit gedoen het nie, vergeet die ander ou. Jy doen dit nie vir hierdie kerkie, jy doen dit vir niemand, jy doen dit vir koning Jesus. En laaste ding, ek vat 33 drak eddies. Die hulle ry wel toe. Die hulle ry wel. Net daar buite.
30 km, 20 km. 33 drug addicts. Hulle, die witpoeier sit nog so onder die neus. Ek wil hulle lesings gee oor drugs, want ek was 'n drugspeurder undercover in die polisie, so ek ken drugs. En die Here sê, bære jou lesings, hulle weet meer van drugs as jy. Doen worship. Ek sê, ek kan nie sing nie. En die Here sê, vat hulle in 'n kring. As jy hulle klap, dan laat die 3 hande klap, daai 3 dans, daai 3 op 'n afjump, daai 3 op hulle aangesig lê. En as jy so maak, moet hulle weer omruil. Ons doen dit vir 3 ure. Al 33 vry. Van worship. Die aand in die bar, ek vat hulle bar toe. Hulle ouers dood amper. Hulle stuur hulle na my toe, hulle van drugs afkom, ek vat hulle bar toe. Ons kom in die bar, want ek het so toe gaan, ek het gehoor as jacuzzi. In die volgende oomblik, op Worsie Visser, Boesmanland se hand, toe doop ek hulle. Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, almal aan die jacuzzi. Luister hier, toe ek weer so kyk, toe kom staan die ou manne met die bierhok. En hulle kom, hulle sê, laat ons gaan. Kan ek vir julle vandag sê, kom ons wees net ons. Wees plein en gee hom vanaand. Sy naam is Jesus. Hy's baie mooi. Hy's baie oulik. Laat hy besluit, hy red my. Ek wys hulle vanmiddag, soos verby 'n 5-jarige swart dogtertjie. Ek sê, kan julle glo? Ek het so 'n dogtertjie vermoor. Met 'n handgranaat. Ek sê, kan julle dit glo? Ek kan nie eers 'n blou duif nou skiet nie. So ek wil vandag vir jou sê, kom ons wees net, klim af van ons troon af, en ons sê so bly dat hy ons wil red. As jy nog nie gered is, gaan jy vanaand gered word. As jy nog roei, wat is redding, dan as jy nie gered is, gaan jy nou net gered word. Moenie worry nie. Maar hoor gou, Sunny's Hof gaan nie dieselfde bly nie. Die Here het my gewys, en okay, dis nou nie 'n profesie nie, want wragtig is in elke dorp. So ek is nou nie so slim, maar die Here het my gewys, hier's 'n verskriklike stronghold op rasisme, arrogansie, vrymeiselaars en broederbonders. En kan ek nou sê, as jy 'n voorskootdraertjie is en nou bokreier is, klim af van jou troon af. I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and put life in my bones. And all I can say is, holy is he. Yeah, holy is he. He opened up my eyes and gave me spiritual sight. And all I can say is, holy is he. Holy is he. Holy is he. Holy. Ek het nou gehoor van mense wat hulle preke by AI kry, maar laat ek hier al voorgeskryf word, wat ek moet preek. Luister hier, ja, dis hartseer hoe baie mense kry al by AI. Ek ken 'n pastoor op Swaziland, Z Boegling. Hy preek van AI. Sorry, julle gemeente sit hier vanaand. Julle moet 'n bietjie sê, ek sê so, hoor julle. Hy's 'n dierbare man van die Here. Hy deel dat my kinders vandag die Here dien ook. Amen. Jou kindertjies hier voor, ons moet nooit jou kindertjies. So sê ek kan nie gitaar speel nie. En julle gedink ek kan? Want jy het 'n paar gesien, hy kan nie. Maar hoor hier, hy sê, make a beautiful noise unto the Lord. Nou moet ek net nie gespeel nie, want dit gaan nie beautiful wees nie. Maar, maak 'n noise. Hy geniet dit. God geniet dit. Hierdie ou kindertjies gaan nou eendag nie bang wees om in die kerk te kom nie. 'n Kind moet jou sien. Wat kniel jy? Ek is die Here so bly, ek het die drank gelos voor my kind heel verstand gekry. Toe ander is 2 weke oud is, wou ek hom doodskiet. En daardie aand, toe vlug my vrou met hom. En ek is die Here dankbaar, want hy's 'n kragtige pastoor, en hy beweeg. Waar is hy vanaand? Maar hy beweeg vir God. En mens moet nou nie jou kinders ophemel, hoor my mooi. Maar dit is vir my lekker, om te kan sê, my seun het nog nie een sigaret gerook of drank gedrink nie.
nog nooit nie. Ek het nou dag vir sy swaartjie gesê, my skoonsee, want hy was menigte al dronk. Nou is hy gereid. Toe sê ek, kom kos wat van Ressoes, maak hom dronk een keer. Ek wil net sien hoe lyk hy. Maar ek dink hy sal so in die heil gaan. Laat ons maar nie moet nie. Ons sal dit nie doen nie, moet nie worry nie. Maar dit is so lekker. Daar's kinders. Dan kom ek by hulle huise, dan sê hulle, vir oom ek 'n brandewyn gooi, dis hulle so groot. Dat spog die pa, my kind kal, die kindertjies, dan wys hulle, my pa drink hom so. En dan lag die hele familie, terwyl die kind voorberei vir die helse vlamme. Yes, ek weet nie hoe kan ons dit doen nie. Dan vraag ek vir jou kindjie, weet jy waar is papa se Bybel om hom te bring? Weet jy nie wat se Bybel nie? Kan jy nie liewerster spog dat jou kind in die aand die Bybel bring en lees nie? Of is dit by jou, dis 'n persoonlike saak, ons godsdiens. Jy moet 'n slag, dit 'n openlike saak maak. Jesus is dit taamlik oopgemaak. Ken baie ouers, wat op hulle kinders op 14 en 15, sê, kom sit hier voor my. Sê, jy het vir pa nog nooit met die Bybel in die hand gesien, ek vra julle vanaand vergifnis. Vanmôre aand af sal ons lees, vra julle vergifnis. Pa vloek, maar pa gaan so traai, en ons kyk, waar kom ons uit. As is nie volmaak die volgende dag nie. En weet jy wat, as jy vir jou kinders, ek het vir my kinders, gaan verskoning vra. En hulle het dit eers geweet nie. Hulle is die oorsaak, dat ek en my vrou saamgebly het. En weet jy wat, ek het hulle gaan verskoning vra toe hulle groot raak. Sê ek, luister gou hier, julle ma het my verlei, en ons het saamgebly. Ek het hoeveel keer nee gesê, maar jou ma het opgedruk, en ons het saamgebly. Luister die mense, help jy om goed weg te steek. Loop liewerster oop. My kinders weet dit. En toe sê ek vir hulle, maar nou sny ek die lyn. Julle kom vertel nie vir my eendag, julle wil saam bly, want julle het saam gebly nie. Ek het hom nou gesny in Jesus. En toe kan hulle nie saam bly nie. Wees hulle net gou voor. Gelukkig bly julle twee nou nie saam nie, maar julle moet trou. Had ek net regstel, nie moet nie, julle kan trou. Hy twee dogters wil het so graag hê. Kyk, julle is die, kom, moet ons die troue nou reëls, met almal hier. Jy weet, as elkeen vanavond R20 gee, dan het ons môre aand, okay, ons die net te doopdiens sê ons te trou. Maar, ek sê julle nou, hier kom my ding, julle gaan checkie. Daai ou Kanarilosie is 'n mooi vrou. En jy kan hom nie los, hy is homself 'n mooi man. Ek is nie LGTB nie, maar okay. Kom ons gaan net so 'n bietjie aan. Hoor gou die mense, ek wil vir julle lees. En daar kom 'n melaatse, maar ek wil hê julle moet in die prentjie inkom. Wat is melaats? As jou vingers melaats gehad het, as mense, of jou lippe, kan jy niks voel nie. Dit is waar jy jou stukkend sny, want jy kan nie voel nie. Vandag is daar 'n bietjie keur, in die Bybel was daar niks. Melaatses gaan sit jy op die ashoop, totdat jy dood is. Jou familie moet op 60 en 80 meter van jou af met jou staan en gesels sit. So, kom ons kry die prentjie. En dan vertel ons die voorstorie. En daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knie val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus sê vir hom, het hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom sê, ek wil, word gereinig. En sy melaatsheid was weg. Kom ons veronderstel hierdie ou, het 2 kindertjies gehad, 'n dogtertjie en 'n seentjie. Op 'n oggend kyk hy so en hy sien, maar hier is kolle. Ja, okay, hier is kolle. Maar hy kyk so, hy sê hier is kolletjies, wit kolletjies. En die vrees het op hom gekom. Dis melaatsheid. En hou wat so deur 'n ou se kop, jy's vir ewig verdoem op die ashoop. Jy kan nooit weer huis toe kom nie. So kindertjies staan daar en hy sê vir sy vrou, kykie, en jy moet jou aan die priester gaan vertoon het. En hy loop, en die priester sê, ja, jy is melaats. Jy moet jou klere gaan vat, ashoop toe gaan, nooit weer terugkom nie. Ek sien hierdie prentjie, terwyl sy vrou sy klere pak, hy mag hulle nie weer druk nie, want melaatsheid steek aan. Ek sien hier ou dogtertjie en seentjie wat daar staan en huil.
Papa gaan hier uit, nooit weer kan ons vir papa drukkie. Ons gaan hom sien by die ashoop, nooit weer nie. Maar laatsheid het is in ons huis gekom. As vandag geestelike melaatsheid. Die brandewyn het in die huis ingekom. Met melaatsheid. As die brandewyn in die huis inkom, dan begin heilige kindertjies ook. Jy dink jy's okay. Mense wat drink, dink hulle is okay. Dis my geld. Jy is nie okay nie hoor. Jy is nie okay nie. En by God is dit nie okay nie. En moenie vir my die strooi storie vertel nie, omdat jy nie 'n verhouding met hom het nie. Hy het wyn gemaak wat alkohol in het nie. Strooi. Ek sê vir jou strooi. My God maak nie iets wat 'n ander vrou 'n blou oog gee nie. Hy doen dit nie, ja, ek stem met jou. Hy doen dit nie. Maar okay, en sy vrou pak sy klere, en hulle huil, my vrou, ek is lief vir jou alle jare. Maar my laatste het in ons huis gekom. 'n Ander tannie het ingekom. Papa is nou saam met 'n ander tannie. Hy dink hy is verlief. My laatste het in ons huis gekom. Rook word nie eintlik baie van gepraat nie, want dit is maar aanvaarbaar. Het jy by 'n kind se bed gestaan wat 8 jaar oud is, omdat hy in 'n huis is waar 'n pa se tweedehandse rook hom emfyseem gegee het? En hy gaan graf toe weens 'n pa se rook. Ek wil julle gou iets vra. Hierdie mense wat so in die karre rook terwyl hulle kinders in die kar sit. Ek sê vanaand vir jou iets. Moenie vir my vertel jy het jou kinders lief nie. As jy hulle longkanker gee nie. Jy lieg. Jy sit vanaand en jy sê, ja, nou gooi jy my diep. Ek veroordeel jou nie. Jy kan ons vanaand stop daarmee. Jy kan ons vanaand klaar kry daarmee. As jy mans genoeg is en 'n vrou genoeg is, kan jy sê ek is klaar daarmee. As jy 'n lafaard is, ry jy huis toe en jy vloek my en jy vloek sommer jou vrou en jy vertel vir die kinders daai man het nonsens gepraat. Dan is jy 'n lafaard. Maar as jy 'n man is, sê jy kinders, pa, daai oom was reg. Pa rook van nou af buite totdat pa bekeer het. Sal ek buite rook. Okay. Maar ek wil vanaand vir jou sê, hoor gou. Daar's mense dood van emfyseem en longkanker weens 'n ander ou se rook. Dink jy as jy voor God se troon staan, hy gaan sê is fyn. Is daar maar genadige God. Ek wil vir julle lees. En daar kom 'n melaatse, maar ek wil hê julle moet in die prentjie inkom. Wat is melaats? As jou vingers melaats gehad het, as mense of jou lippe kan jy niks voel nie. Dit is waar jy jou stukken sny, want jy kan nie voel nie. Vandag is daar 'n bietjie keur, in die Bybel was daar niks, melaatses gaan sit jy op die ashoop, totdat jy dood is. Jou familie moet op 60 en 80 meter van jou af met jou staan en gesels sit. So, kom ons kry die prentjie. En dan vertel ons die voorstorie. En daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus sê vir hom, het hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom sê, ek wil word gereinig. En sy melaatsheid was weg. Kom ons veronderstel hierdie ou, het 2 kindertjies gehad, 'n dogtertjie en 'n seentjie. Op 'n oggend kyk hy so en hy sien, maar hier is kolle. Ja, okay, hier is kolle. Maar hy kyk so, hy sê hier is kolletjies, wit kolletjies. En die vrees het op hom gekom. Dis melaatsheid. Onthou wat so deur 'n ou se kop, jy's vir ewig verdoem op die ashoop. Jy kan nooit weer huis toe kom nie. Jy loop 'n dwaling nou rond, alles is volbring, jy hoef nie meer te bely nie, jy gaan net aan. As dit dan waar is, 'n brandewyntjie ruik lekker. Ek het hom 33 jaar gelos. Oom Rooyes, I stopped to drink brandy because it is from the devil. Amen. Amen. Ja, moenie brandewyn drink nie. Maar hoor gou hierdie vrou pak in en hy vat sy tassies. Hy kan leers druk, ja, loop hy by die hek uit. En hy stap in die straat af. Dis wat moets gebeur het. En hy waai vir hulle. Hoor hy kindertjies, papa kan jou nie druk, die melaatsheid steek aan. Toe papa pornografie kyk en mama vang vir papa. En dan melaatsheid in ons huis aangekom. Kan ek gou vanaand vir julle iets sê? Ek is 'n spesialist daarop in Suid-Afrika om kinderpornkykers te laat toesluit.
Ek geniet dit. Ek bid vir hulle, maar ek geniet dit. Want ek sien elke keer 'n lagende dogtertjie en 'n seentjie wat nie gaan gemolesteer word deur daai vuil hande nie. As ou oom, hy 60, ek is ook 60. Maar ek praat namens hierdie kinders, ou oom. Ek kom hier van Kreersdorp af. Sekere goed mag jy op TV sê, sekere goed nie. En hy kom kry sy diploma, hy 3 jaar oor die pos geleer. Jy kan by School of Fire oor YouTube leer. Han tik net in School of Fire, Bybelstudies. En hulle sal jou guide toe. En dan raak jy 'n pastoor, ek weet nou wil jy sê nie so nie. En dan raak jy 'n sendeling of jy raak iets. Wil is iets. Waar is Willie? Oei. Ek moes hom vanmiddag interview deur 'n heining. Hy wil my aan mekaar slat. As 'n klomp, en hy kan nie eers nie, maar okay, los dit. En dan voor sy vrou jammer gekry. Is goeie mense hierdie. Maar takkare. Is goeie mense, maar hy kan ook boksterte dra. Hoe kan julle pastoor hy so oud, met sulke lang hare? Is dit nie verkeerd nie? O, nee, ek spot net, daar is niks my fout, jy kan hulle dra tot die, niks my fout nie. Maar hoor gou, en hierdie pastoor, oom kom, en hy kom kry na 3 jaar sy diploma, die Saterdag diploma plegtigheid, 1 keer 'n jaar, eerste naweek van Desember. En toe hy klaar gekry het, sê hy vir my pastoor, kan ek nie tog ordening ook sommer kry nie. Nou party kry dadelik, party wag ons so 'n jaar. Ek sê oom, jy moet eintlik nog wag. Maar ons kan môre daaroor praat. Nou hierdie goed hoef jy nie te worry as jy vir my kom kuier wat ek nou gaan vertel nie. Daar's ou by my Stefan Visser. Hy raas verskriklik. Maar hy kom na my toe. Ek sê Stefan, as hy gaan start, krap vir my 'n bietjie op sy selfoon. My vrou sê rooi is. Ek sê sst. Hy kom en sê oom 59 sites op kinder, seuns en dogters. Ek sê los hom net so. Oom kom onder die start uit, ek stuur 'n ander student. Ek sê, gaan sê vir hom ek wil oor ordening praat. Hy kom aan, hallo. Ek sê ek voel ek moet jou orden. Jy moet sommer pastoor raak. Kom sit. Sit. Hy sit. Ek sê ek begin altyd by jou se foon. Gee hom gou vir my. En hy verkleer en ek maak oop. En hy kyk. Hoor gou mooi. In hierdie vark, ek het nie ander. Julle moet my maar verskoon. Sê net wat julle wil, ek werk met kinders. As ek hierdie kinders so goed vir julle moet vertel, hy julle almal vanaand. Ek huil saam met hulle. Ek lag saam met hulle. Maar ek het pyn saam met hulle. Hierdie, een wat so lyk. Geloof my, hy is nie onder klip uitgebroei nie. Hy kom met die incubator uit, maar, toe maar, los hom. Maar luister hier, ek is lief vir hulle. En ek sal my hande stom beklei, ek kan my maar toesluit. En hy kyk my so en hy sê, wat nou? Ek sê, hoeveel kinders het jy gemolesteer? En hy stotter so, en voor hy hom kon kry, sê vir my eie dogter, en 'n ander 14-jarige meisie wat my verlei het, toe smaak het 'n klap van bo die gras al. Waar sal 'n 14-jarige hom mislei? Ek steek my hand so uit, ek sê ek arresteer jou in Jesus naam. Ek staan op, my vrou sê, ek het nog vir hom 3 skapjobs georganiseer. Hy sê, kan jy klaar eet? Ek sê, jy eet eers klaar, hy terug. Klim, agter op die bakkie. Toe. Prokureurs bel, jy moet sy diploma, ek sê, loop speel man. Hoor gou mooi, 7 pastore, laaste 3 jaar, gearresteer. Ek wil vanaand vir jou sê, wil jy nie 'n gap vat, en vir Jesus iets doen nie? Enige gap. Ek staan in Brakpan, en ek preek. En so kort oompie kom by my. Hy sê vir my, Jimmy Everton, ek preek daar. Moenie worry nie. Hulle rasie so, ons almal het kinders gehad, en almal gaan nog kinders kry. So hulle moet nie te veel klaar nie. Ek sal hard genoeg praat. Laat hy 'n bietjie perform. Of hy of sy. Maar in elk geval.
Ek is daar besig in Brakpan te preek, en so kort oompie kom, vir my en Jimmy, en ek staan daar, ek sê, ek gaan het stoei toernooi reël, want ek het jare terug gestoei, met Kalitnoets, Jimmy Abbott, so die ou mense, en dan, ek dink baie mense gaan kom vir die snaaksigheid, en dan gooi hulle met die evangelie, dis 'n lekker trekpleister, en terwyl ek en Jimmy praat, sê die oom, maar dan kan julle my seun, die nuwe boerseun, vat, ek dink, so groot, hoe lyk boerseun? Vir hom skop ek met 'n volstryskop boor hom. Ek sê oom, laat hy kom, waar is die ou? Nee, hy kom. Ek sê, laat hy kom, ek vat hom sommer gou. En ek maak sommer oor die telefoon 'n afspraak, ek sê, ek gaan terugkry toe, dis 5 jaar terug. Ek het 'n dubbele landmynongeluk, ek het eisters in my rug toe. My vrou toe sê, hoor, ek is so opgewonde, sy sê, is jy simpel? Jy weet, ek sê, bly net stil man, ek gaan nou, ek wil hy ou pak gee. En boerseun kom daar aan. Toe daai oom hom op 'n lang naweek gemaak. Ek sê nou vir jou, daai oom is so klein, maar hy is so groot. As 'n groot man, in 'n fris geboude ou. Naps boerseun de Beer. Ek sê nee, maar ons vat mekaar maar nog steeds. Okay, Jamestown, 3 maande op Facebook, en wys hy hoe flip hy tyres. Ag, maak ek 'n streepsak met sy gesig op. Klomp matrasse onder, maar ek laat neem van onder af, laat dit baie hoog lyk, maar eintlik spring het net so hoog. Ja, skop ek hom. En so daag ons mekaar uit, en ons gaan Jamestown toe. Vat 'n gap, mense, doen enigiets, doen net dit vir die Here. Moet niks vir jouself doen nie. Maar nou moet jy weet, nee, eers Brakpan. Hulle bring my in, ek voel 'n man of the moment, Eye of the Tiger, speel, terwyl ek agter op 'n Harley Davidson inkom. Ek het kakiebroek aan, kakiehemp en 'n so boerehoed, ek is die crocodile hunter. En ons kom in. Jonge mense staan op hulle voete. Hulle klap hande. 6000 sê hulle. Ek weet nie wat so baie was. Ek was seker die hand so deur mekaar geklap. Maar in elk geval. En ek staan, maar ek is gelei agter my sak met 'n sakkie peper. En toe ons nou staan, toe kom ek, en ek druk om met die peper. En daar is daai groot man, die klok het nog nie gelei nie. Jy sê my klap in die wind. Nou my, hy klap die hoed af, hy gaan in die gehoor aan en hy slaat 'n vrou blou oog. Nou jy weet hoe hard sal dit vir my gewees het. En die fight kom. Maar voor die fight kom daar 'n vroue stoeier, sy stoei nie die dag nie. Baie mooi gebou, nie? Boets nie, baie mooi gebou. Sy sê, ek sê vir haar, doen my guns. Ek gaan my seun tap, hy gaan inkom, ek wil hy moet inhardloop, en slaat hom met 'n volstryskop en gee hom pak. Sy sê, oom, ek sê, hy sal nooit saam vir 'n vrou lig nie. Gee hom pak. Maar hy weet nie, my seun weet van niks anders nie. En sy kom in, jy sê, maar sy druk vir hom. Plat, sy sit so boop hom, maar sy bly hom. Hy skryf my, wat moet ek doen? Ek sê, ek weet nie. Hy sê, Slattekar is my naam agterin, Slattekar nie is my naam agterin. Ek sê, leen net stil. Ek gaan al haar later van hom af. Ek sê, shame. Hy kom, en die fight is verby. En na die fight kom hy agter. Sy eie pa het hom hierdie trick getrek. En hier gaan stoei is op Jamestown. Wat ek nie weet, hy bel vir boerseun en hy sê, ek is in jou kamp. Maar ek sal na 10 minute indraai in die kruit. Na jou toe. Ons is daar, my vrou is daar. My vrou is 'n introvert. As jy grap vertel, sê sy net, As ek iemand vastdruk in die kruis, sê sy dan, Verstaan? Maar in elk geval, nou moet ek, hardloop ek in die kruit rond, ek is eerste daar. Die boerseun is gebou, jong. En die wêreldkampioen is toe saam met hom, nou Steve van Eden, nou hardloop ek op af, en ek hardloop op die touwe en ek ruk so, toe ek ruk ek die paalstuk en val hy hele kruit plat. Dit voel of jy in 'n sitkamer 'n koppie tee gebreek het. 'n half minuut. Ek sê nie hulle step, ek sê, hoor wat ek sê. Jamestown, half minuut, hardloop hou met 'n swysmasjien uit die gehoor uit. Hy sit hom neer en hy swys hom in 'n stoei.
Hy manne is eisters. Ons stoei. En ons kom so om die kruid, hulle slaat my met 'n staalstoel 2 keer en 20 glasbord. Mense raak simpel en sulke goed. En toe ek so omkom, ek sê Andres. En toe ek sê Andres, toe sien ek hier vir Andres, ek sien vir Judas. Jy ken jou seun. Ek sê, wat gaan aan? En hy kyk so af, want hy weet nie hoe hy my gaan verraai nie. En toe hy so kyk, toe steek hy my. Hy steek my net hier. En ek sien sy ma smile nogal, sy geniet dit. Maar ek is hier om, en ek het hom. Maar kyk, toe slaat ek. Alle jare soos ek hom nog wel geslaat het. My skoonseun is so groot, julle moet sy TikTok gaan kyk. Maar ek distansieer so 'n bietjie van die bediening van alles daar. Hy begin so, nou ja, kyk. Gaan kyk maar 'n bietjie François Baden. Gaan kyk vanaand, julle gaan lag. Maar okay, hy trek my ook aan, ek het niks met party goed te doen nie. Maar in elk geval, en hy kom hardloop aan, want hy wil so graag deel gewees het. En Boerseun vat my en hy gooi my. My voete gaan verby Boerseun. Nou moet jy weet, dit is tamelik hoog. En ek val. En die volgende, nee wag, hulle gooi hom eers. En toe gooi hulle my. Soos ek afkom sê, Here, moenie laat my skoonpa op my val, asseblief. Maar wat ek wil, en wie het ons eindig, hardloop Andres, hy gryp my mic, hy sê, wie wil hulle harte vir Jesus gee? Boerseun het een van die grootste kerke vandag. Hy sê, môre in die skool sal, môreoggend is ons daar. Hy begin met 'n vol saal, sy gemeente. Kom ons doen net iets, al moet ons pak kry. Al moet ons simpel wees. Doen iets, laai jou enge stoet, bil op. Ry tot binne in Sannieshof en staan net so. As mense verby ry, en hulle kon gesels met jou, lei hulle na die Here toe. Ek sê nou die van Andres, ons moet iets doen. Wat gaan ons doen? Nie die normale nie. Hy sê, okay, ons laai 2 krokodille, ons laai 2-3 meters. In 'n trailer, ons slip Appington brug toe die skool uitkom, hier staan ons. Elke skool het 600-700 kinders. Hier kom hulle, hier, ons neem net video's neem hulle, en ons spreek by die krokodille. Dan vertel hulle van krokodille. En op jou eentjie klomp siele. Die busse kom daar, vra hulle. Daar kom staan die skoolkinders. Ek doen enigiets vir Jesus. Ek is simpel ook vir Jesus. Dan sê ek, okay, wil julle, ek moet nou swem saam teen. Oom, ek sê al die video's. Daar staan hulle om toe, stofdig. En neem hulle so af. Dan sê ek, maar ek moet eers dan 'n bietjie oor die Here praat, want as ek dood. En dan gooi ek oor die Here. En dan trek ek my hemp uit, dan kan jy sien, matriekmeisies bewonder my. En dan stap ek daar na toe. En as ek so by die dam kom, dan sê ek, is julle simpel, man. Ek gaan mos nou nie induik nie. En dan lag almal in die video. En hulle stuur die volgende dag rond. Doen iets om iemand by Jesus te kry. Maar hier loop hy sal by die as op, terwyl ons nog hier so lank staan en gesels. En wie jy, nou kom besoek hulle hom, erde skotteltjie, 'n vleisiekie in sit, 'n dumpling, en die goedjies, en dan bind hulle hom toe met 'n sloopie, dan sit hulle hom neer, en tree hulle terug, 60 meter. En skree hulle, papa, daar is jou kos. Dan skree hy, so sien hulle elke keer as hulle kom besoek, hulle raak groter. Dan skree hy, ek wens so ek kan by die huis kom. Dan sê mama, ek verlang jou. Ek het my vrou gevra, wie sny nou die gras? Dan sê sy, die ou wat dit nog altyd doen, jy dit nog 1 keer gedoen. Maar okay, sal sy nou seker vir my gesê het. En weet jy wat? So jaar na jaar, en hulle begeer, maar daar is melaatsheid in ons huis. Nooit kan papa en mama weer by mekaar kom. En dan sit jy met daai hartseer. Miskien het jy aanbeweeg en nou is jy gelukkig, dis wonderlik. God gee nuwe kanse. Loof hom daarvoor. Of jy terug te draai nie. Prys hom daarvoor. Maar hoor gou mooi, miskien kom jou lewe net nie by mekaar nie. Oor melaatsheid. Oor hy skelm kyk, as jy in die dorp sit, en die meisie stap oor die straat. Nou die gaan Somerset Wes, mol, sien ek 'n oom, hy sit daar. Loop tot agter hom.
Hoe kyk ek, wat kyk jy? En sien ek, dis net kuite en knie, en tot die. Ek tik hom so. Ek sê, hey, hoe wel is? Kyk 'n bietjie op, wat 'n lelik kyker. Ek sê, hey, julle tipe is kindermolesteerders. Ek kyk ook as 'n mooi vrou oor die straat loop, maar na die eerste kyk ek weg. En ek dwing myself om nie weer te kyk, en ek sê die Here het haar mooi gemaak. En klaar. En ek het die wel eens nie. Ek preek in Kimberley eendag 'n boodskap. As jy nie kan wegkyk nie, want, jong party. Ja, by strandkol is mooi, jong. As jy van die plaas afkom. Jy kan nie, dit sukkel. Ek sê, hoor, dan vat jy jou kop so. En sê jy in Jesus naam kyk weg. En ek het dit gepreek en die volgende week gaan ek stel na 'n bietjie Hartenbos toe. En ek het nie geweet wat wag vir my nie. Ons loop nog so. Jesus, my kom 'n ding. Sy's lank, sy's skraal. Sy's mooi. Sy's alles. In my kop, jy wil wegkyk, maar mense het jou nek al so gaan vassit. Jy loop met jou vrou hand te hand, maar jy kry dit nie reg nie. Ek dink die lelike goed nie, maar jong, sy het mooi bene. Ek kry nie weggekyk nie. En die preek kom op. Vat hom en kyk weg. En toe sê reg oor my is, toe sê ek, in Jesus naam kyk weg. Kies my die vrou skrik. En toe kyk ek weg. Doe net iets. Jy kan nie met jou kop lê in kaal goed dinkie. Dan gaan jy in die universiteit van Satan in. Ponkykers is in die universiteit van Satan om 'n verkragter of 'n kindermolesteerder te word. Vra hulle, ek kry baie verkragters daar by my. Hulle kom reg. Mense bel altyd, sal jy hom vat? Ek sê ja. Kindermolesteerders, ja, en veral nou, kom jy, nou sal ek hulle vat. As ek so uitgaan met my manne, raak ek baie close. Daar by die huis het ons reëls en ons is 'n bietjie taai. En nou Wally werk met hulle, pastoor Wally. Hy werk met hulle. Vandag kom hy kom staan so langs my, hy sê, oom, ek het iets om te bely. Ja, ek dink, hy het seker skelm gerook of wat. Hy sê, oom, ons gooi vir die vliee, daai suikerkorrels. Hy sê, oom, ek het 'n halwe koppie van dit gevat. En in Wally se koffie gooi, ek het hom vergiftig. Ek het hom probeer doodmaak. Ek sê, dis ook om Wally se koppie so lekker is. Nou bel ek vir Wally. En ek trap hom uit en hy sê, ek verstaan nie hoekom word ek uitgetrap nie. Ek word vergiftig, maar ek word uitgetrap ook. Maar okay, hoor gou mooi. Hier is my plan nou. Hulle moet die kindermolesteerders moet nou kom. Ek en jy het nou 'n plan. Nou gaat ons hulle doodmaak. Nee, ons maak 'n grap tog daar op YouTube, man. Kan jy nie 'n grap vat nie? Ha? Maar as jy kinders molesteer, kan jy maar kom. Ons sal met jou klaarmaak. En op 'n dag sit hierdie ou, sy kinders het al groot geraak, en hy hoor hier sê Yeshua, Jesus Christus. As hy verbykom, raak hy mense aan blinde oë. En hulle begin praat op die ashoop. Kan dit wees dat hy miskien eendag hier gaan verbystap? En hulle sit in die voorhardlopers skree, Yeshua is op pad, Jesus is op pad. Hy kry skielik hoop. Ek wil vanaand vir jou sê daar by die huis, op die TV, kry hoop oor jou situasie. Want daar's iemand wat die melaatsheid kan wegvat. Kry hoop. Kry hoop oor jou melaatsheid. Kry hoop oor jou melaatsheid. En hy sê, waar en hoe nie. Is het gisteravond met 'n jong man gewerk, wat op 'n dak gestaan het. As hy vir my sê, hy gaan selfmoord pleeg, vat ek hom nie heel koppie, toe nie. As hy stil bly en gaan try dit, dan is dit gevaarlik. Jy het niks daaroor. Hou op jouself aankla. Daar staan die jong man, agter die kamera. Is vang op die koshuis se dak, toe sy besig om te wil spring. Daar is hy.
Die pa en ma, maar die lewe raak ook vir ons ernstig. Hou op die kinders van God trap. Vir my kan jy op Facebook vloek, dis soos petrol op vuur, ek geniet dit. My vrou sê ek is te simpel om het agter te kom. Moenie die jong manne trap, hulle het hulle opkom. Snap jy dak? Hy's fyn nou. Ek kom met my arms neem gisteraan, rak sy hart so uit. Hou op vir die buurvrou omgee. Iemand sal vir haar omgee, geef vir jou eie vrou om. Hoekom is dit so groen daai kant? Ja, waar ou piepie raak het groen. Kom weg daar. En op 'n dag kom Yeshua en hy staan voor hom en hy sê, as u wil, kan u my genees. Hierdie ou hardloop huis toe. En toe in die straat afkom, staan die twee kinders en sê, ma, hier kom pa aan. En sy sê, kom in die huis in. Die melaatsheid is in sy brein, daar's fout. Hy's deur mekaar. En hy skree, nee, want ons lyk mal as hy ons aangeraak het. Jy al gesien hoe praat die dorp, as iemand Jesus dien, hy's mal, hy's nie lekkerie. As hy jou aanraak, is jy malerig. Jy is deur mekaar. En hy sê, hy het my aangeraak. En die melaatsheid is uit die huis uit, en hy kan mekaar weer vat. Ek wil vanaand vir jou sê, daar is melaatsheid tussen ons ook. Net in die huwelikie. Ons dink te veel, ons is grand. Net vir julle so iets sê, ek het by 'n buite toilet groot geraak. Op Ograbies. Ek het nie met 'n plafon groot geraak nie. Ons het 'n TV gehad, het vir almal vertel, altyd toe klein is, maar hy het op die hangkas gestaan, want ons het die krag gehad. Dan hoor ek jy praat vandag, waar is jy? Khoisan, van swart en wit TV's. Op is so rassisties wees, maar oké, los dit nou. Maar in elk geval, ek het in Ograbies groot geraak. En ek is glad nie spyt nie, en ek beklaam my nou nie self as ek dit sê nie. Maar as my oupa met sy ou daai hatso bakkietjie gekom het, moet ons op 'n ander plek gestop het. Want Ograbies se boere, daai tyd, stop op hulle plekke. Ek het dit gesien toe Kakamas toe is. Ek het dit in Kimberley gesien toe ek 9 jare ou karretjie moet gery het in die beginjare van my evangelisasie. En as jy mos nou 'n nuwe kar koop, kyk die pastoor het 'n nuwe kar. Don't judge if you don't see what I saw. So, as jy nie gesien het wat ek gesê het nie. Ek het vir 33 jaar nog nie gepyn nie. Ek het net 4 maande gepyn na 33 jaar. Nou sê die ouens, jy het goed gepyn daai 4 maande. Om nie weer te pyn nie. My huis, wat so grand is, het ek 21 jaar drank en rookgeld gespaar. Gaan kyk wat het ek gebou. Uit drank en rookgeld, ek nooi mense. Ek nooi die rapport altyd, as hulle so aan gaan sê, kom, dat ek julle vertel hoekom. Hulle wil nie skryf nie. Nee, hulle wil net skryf, as ek vir autiste kind bid, of dit, dan wil hulle om nonsens skryf. Maar verder wil hulle nie skryf nie. Ons moet ophou, dink ons is grand. Ek het net 2 storieetjies. Ek ken van op 'n toilet sit. Naweke, as Pella kon kuier, het so 'n gebouetjie op die plaas gestaan, dan lieg ek maar. Ek is klein. Dit so spoeltoilet is daar binne my werkie nou die naweekie. Want ek is vir hy pit toilet so skaam. Wie het in 'n pit toilet groot geraak? Ja, sê. Maar ek was skaam, daai tyd. As jy so op hom sit, dan hoor jy, die brommer, hy kom sit op jou bout, maak jy weer so, ek ken daai ouwe. En so kom toe ek die 10 jaar in die seat is, toe gaan staan ek, oggende 5 uur, as die swart kindertjies kom oplaai, en hulle dra hulle emmers uit, die toilet uit, ek kan gevoel het, hoe voel hulle, as die ander hulle spot, en die ou kindjie staan so, en het lyk hy krimp so in een, oor hierdie ou emmer toilet. Kom ons gee 'n bietjie om verander. Kom ons hou op sê, wie wat vervies my? Boere, en almal doen dit, ek is lief vir boere, wat veranderd klerig is, wyn gee, om vir hulle water te lei, of iets te doen die naweek. En daarna sy dronk is te vertel hoe sleg is hy. Wie is die sleg ding? Jy wat vir hom wyn gee, man.
Daai dopstelsel vang ek jou, dat sluit ek 'n wit man in Suid-Afrika toe. Ek is nie bang vir 'n boer nie. Hoor jy my? Ek laat sluit 'n wit man toe, as ek uitvind jy's met slawerny in 'n dopstelsel nog besig. Terwyl sy kinders by die huis sit en niks het, gee jy 'n bottel wyn om gou vir jou klomp taakies te doen. Sies man. Sies. Dan reën hy nat in die shanty. Matriek. Dat doen hy goed. Die ander een sit in die aircon. Hoor gou mooi, ek is nie my eie volk, julle moet my baie mooi hoor. As 'n klomp van hy plaasmoordenaars, stuur hulle dan na ons toe. Gee hulle sianiet. Maar regverdig, God is regverdig. Hou op, neerkyk op ander, en dit is by die storie wat ek wil kom. 16 Junie, hou ons audit op ons meule. Kom ek begin voor. Het gaan 7 minute neem en dan is dit regtig klaar. Dis die storie. 7, so 3,5 jaar terug. Sit 'n bid ek. Sit 'n bid ek. En die Here sê vir my, hier kom hongersnood oor Suid-Afrika. Ek moet dit vir die mense sê. Ek sê, Here, ek stry nooit met God nie. Ek hoor jou onsself. En toe sê ek vir God so, toe sê hy so. Nee, ek spring maar as hy praat. Ek is 'n diensknegt. Ek is nie so baie geld dat ek vir God kan voorskryf nie. Maar ek sê, Here, ek is net oor een ding bang, die Suidlanders verkondig ook hierdie nonsens en hulle vreesagtig die mense en hulle steek biefblikkies weg. En Suidlanders sê nou, jy moet net weet as die oorlog kom, sal jy nie in hierdie Israel-visie. Jy sal nie my biefblikkies kry nie. Ek sê, ai, ek ken oorlog. Is 3 jaar in COVID nou oorlog, ek was in Oekraïne oorlog, ek ken oorlog. Hy sê, nou wat gaan jy maak? Ek sê, ek kom oor met my pistool na jou toe wat beef het. Dis oorlog. Ek druk hom teen jou kop en ek vat al jou beef en ek gaan huis toe. Ek sê, ja. Hou op verkondig, hoe beer jy jou beef? En ek bid. Ek sê, Here, ek wil hê, ek gaan iets vir u vra. Iemand moet vir my 'n klein meeltjie, handmeeltjies om te stuur. Familiesmaal, maar kleintjie. Dan is dit die konneksie wat sê, hier kom hongersnood. Ek is net te bang. Ek sê iets verkeerd. En ek stap uit. 'n uur daarna bel 'n man my van brandvleis. Sê vir my, Rooi, ek het hier 'n meeltjie. Ek wil hê jy moet, ek sê gee hom. Hy sê nee, ek leen hom vir jou. Ek sê wow. Ek het al gesien hoe naby. Ek het vir God gesê gee, nie leen nie. Ek sê los eers. Ek wil seker is. Ek sê Here, ek gaan nie oor die hongersnood praat tot dit by. 4 dae daarna stop 4 lorries en links en laai 'n volledige meule af. Ek staan so en ek skrik vir hierdie God. Hy stuur die handmeelie. Ek skrik vir hierdie God. Ek sê, Here, ek sal vir die mense gaan sê. En toe ek tot verhaal kom, hulle laai af, hulle sê, wat is stoor? Ek sê nie, ek het nie 'n storie. Ek staan, ek sê, Here, 'n stoor. En ek bel die mense wat store opsit. Ek sê, kan julle vir my stoorke opsit, 40 meter lank en so. Hulle sê, luister, dit sal soveel kos. Dit is 'n paar R100,000. Ek trek toe eers, ek het seker R2,000 in die bank. Ek sê, ja, jy kan maar so lank kom. Hy ook kom. 48 uur toe ek al die geld vir die stoor. Ek moet 'n vloer gooi wat hulle met lorries uit Appington uit moet kom. 11 lorries met konkreet. Toe hulle klaar die stoor gebou het, toe kom hardloop die lorries aan. Ek staan met die meele, daar's 'n krib, daar's 'n ding. Hoe werk die stories? Ek ken nie meele nie. Ek bel Kroonstad. Charles Maree, ken julle hom? Hoof van die beste, ek noem hulle die Mercedes van ROF masjiene, ROF meele. Ek sê, jong, ek het 'n meele hier. Hy stuur vir my R16,800.
of 15.000 rand 'n uur, hy stuur hy vir my 'n ou af, hy uur, hy sê wat ek moet doen en hy ry terug. Ek sê, ek stem, ek kan bid, maar kan ek agterna nog videoetjies stuur? Sê ek sukkel met dit. Hy sê, jong, neem gou daai goed af. Ek weet toe nie, ek deel met 'n ou wat wedergebore is. Hy sê, neem gou af. Ek neem af, hy bel my, hy sê, daai goed sal nie werk nie. Jou goed is deur mekaar. En geroes en alles. Ek sê, okay. Hy sê, bring hulle vir my Kroonstad toe, en kom haal oor 6 weke vir jou splinter nuwe meule. God het net die ander ou dit laat triek. Hy sê vir my, maar daar's 'n ander ding. Die insit gaan 'n paar duisende rande kos, en die elektriese ingenieurs wat moet, wanneer stop hierdie masjien daai goed. Ek sê, daar sulke goedjies ook, toe raak ek opgewonde. Want daarop geriep het, die boer het nie sulke goedjies wat afskop, he. Hoe dink ek hierdie ou met die buitetoilet raak nou grand. Nou gaan die Here my oplig. En wie jy hulle kom, hy sê ek betaal ook sommer dit. Hulle kom, en hulle vat 'n week, en hulle sê, maar Woensdag soek hulle 4 ton meel, want die verfstukkies wat afkom en die goed, hy moet eers deur hardloop. Ek dink, wat, 4 ton daar op die grond hardloop, wat? Hy sê nie, ek kan hom vir die diere gee, maar 'n mens moet dit nie gebruik nie. Ek kan nou nie die ander deel vertel, is te lang. Toe die 4 ton uit hardloop, toe ek weer so kyk, toe loop almal met hulle emmers huis toe. Toe jy die mense daai verfmeel en almal eet. Luister nie, en daar beginne dit. En dit beginne. En ek moet 'n meelenaar hê. En hy kom by my kampe, so kort mannetjie. Ek weet nie hoekom is ek werk met miniatuurperdjies. Maar die Here stuur tot my miniatuurmense, so kyk hy spoed kom. Maar okay. So mannetjie en so vrouwtjie. Ek het toestemming wat ek nou vertel. Dis baie, hulle monitor elke ding. Hallo Annemarie, elke ding. Dis verskriklik moeilik wat ek nou gaan vertel, want dit klink beledigend, maar ek moet dit vir julle vertel. Dat julle agterkom, ons is grand. Wat doen God? En die tweetjies kom daar, en ek sien my, hy is bereid. Hy is 'n ingenieur, en hy kyk, laat vliegtuie nie krake uit nie. Maar kyk so, en ek besef hoekom so baie vliegtuie val. Want hy kan nie daar bo kyk nie. Maar hy kom oor. Maar Annemarie is hierdie mooi vrou. Hierdie pragtige vrou. Maar op daai stadium nou nie meer nie. Annemarie, hoe moet ek dit altyd vertel? Dis moeilik. Maar as ek so kyk, is fout. En ek praat met Rupert en hy sê, wanneer jy my vrou interview, sy is soos 'n mik en druk kamera, sy negatief, sy het nog nie ontwikkel nie. Nou vries ek weet nie wat om te sê nie. Ek sien daar is iets hier nie. Ek wil julle hierdie ding vertel, en ek sluit daarmee af. Ons moet ons roer, wat kan. Ek sê Annemarie na tyd, wat is fout? Sy sê, ek het by my pappie se bed gestaan, en gesê, hoekom het pappie my nooit lief gehad nie? Toe sê ek, is nie jou pa nie. Die man het by sy eie dogter 'n kind gekry. Dis Annemarie. En die ou daar sal ons haar gaan aborteer het. Nou ja, nou ook. Sy is verwerplik. Sy is alles wat nie mooi is nie. Ek bedoel, sy hoort nie by ons nie. Sy man by sy eie dogter. Sy kom die eerste dag by die werk aan, haartjie staan so, en sy begin skoffel, ek sê, wow, vrouens kan hier skoffel, maar nie jy nie, nooit nie. Gaan grimeer vir jou, gaan maak vir jou mooi. Sy kom terug, het is nou 16 Junie, na 3 jaar kyk, sy maak elke sakkie vol, vir hulle, jy vat teen hy sakkie. Ek het nog nooit 'n sak vol gemaak nie. Ek is te lui. Ek raas net as ek aanloop in die meele. Sy maak hy sakkies, elkeen weeg sy tot op 5 kilogram. Toe ons oude doen, sien ons dat ons 98% van ons meel weggegee het en nie verkoop het nie. En net 2% onder maat verkoop.
En die besigheid lyk goed. Dis God se ekonomie. En ons kyk, ons het vir 4,7 miljoen mense het geëet. En Anne-Marie het hulle gevoer. Nie die Grand Royes nie. Nie Roy is 'n vrou nie, nie hier is nie. Ja, steek hand op wie het laatst in die meele gewerk? Jy, nou en jy. Hulle kom, hulle bring hulle kan. Hulle lyk so vaal as hulle uitkom. Vol meel, hoor gemooi. Daai vroukie, wat niks is nie, in ons oë nie. Maar God se oë baie. En God doen hierdie getuienisse, want hy gaan eendag vir ons vra. Kyk daai een wat verwerplik was, het 4,7 miljoen gevoed, toe sit maar 3 jaar. Jy moet nie van haar goed vat nie. Sy's nou so skerp, sy doen die boeke, sy's altyd gegrimering, sy doen die sertifikate vir my rondom die beroking, sy doen alles. Gee haar blou dromme, dan merk ek die dromme. As stuur ek die stent, dan sê ek, gesteel een achteraf. Kom my lyfietjie so aan. Waar is hy drom? So is het ons sport so daar kan. Maar oké, ek jaag net nonsens aan. Maar oké, ek wil vanavond vir julle sê, is daar nie iets wat jy beter as Anne-Marie kan doen nie? Moet jy regtig so lang voor YouTube sit elke dag, in vrye tyd het, of gaan jy ook iets aanpak? Kom ons bid saam. Vader, in Jesus naam, dat Anne-Marie vir ons kom leer, wat is dit om die nasies te voed? Here, as daar vanavond iemand is, wat ongered is of siek is, U genees in Jesus naam. Amen. Terwyl julle uitkom, ek gaan so praat, en as jy siek is, dan kom jy uit. Hoor gou mooi, in Honneklipbaai, sit is 32 jaar terug, is 'n tent op. Na die blinde die aand, 6 maande is dit 300 blindes. Nie ekie, God wat dit doen, nie ekie. Ek kan nie eers 'n komprolpil maak nie. Die aand hou ek saam met die kleerlinge kerk. Hulle pak mos nie sulke speakertjies uit nie. Hulle wil 'n boks hê, jy verkoop nie aan hom so 'n moderne speaker. Die musieka moet reg wees. Hulle kom sit aan my oor mic. Ek preek 'n uur. Nou as jy 'n uur preek, is jou tong droog. En dan kom staan 'n vrou voor my. En sy is blind in die een oog. Nou ek was in 'n tradisiekerk, so ek gaan vir jou bid en jy gaan sit maar weer blind. Dis hoe dit werk. Of ons gee God skuld dat jy blind is. Dit het God behaag om haar blind te maak. Ons beledig God maar so. Hy het hierdie man kanker gegee. God gee nie hy goed nie. Dis 'n liefdevolle God. Hoe kan God 'n siekte gee, maar hy stuur sy seun om te sterf vir die siekte? Dis hulle mos geklets te mekaar. Hy wil gesond maak. Maar in elk geval, nou wil ek bid. En toe ek die olie wil aansmeer, weet julle wat kom doen hierdie Here met my? Ek praat nou amper soos my vrou gesê het 20 jaar terug. Ek bid met wat ons moet boer. En ek kom by haar, ek sê, die Here sê krokodille. Sy sê, watter Here? Sy skrik so groot. Sy sê, watter Here moet sê, ons moet met krokodille boer. Maar ja, luister die. En toe ek wil olie salf, hy sê, nee, moet nie met olie salf hê. Maak klei aan. Spoeg op die grond en maak klei aan, soos ek dit gedoen het 1 keer. Ek het dit daai aand gedoen, na 32 jaar terug, ek het dit nooit weer so gedoen. Besop om iets te koppie. Besop vir holy klei, holy spoeg, holy stickers, holy water, holy bananas. Hulle het nou holy komkommers. Ja, dan eet jy maar raak jy. Besop vir sulke aanhangsels. Lewe jy holy. Maar ek skrik. Vandag weet ek het was die Heilige Gees, maar ek is deur mekaar. Spoeg op die grond. Ons die strand, op die strand die tent. Ek het dit nog net daai hand gedoen. En ek staan, en nou wil ek onderlangs te doen, dat die Here het 'n ander manier. Hy openbaar jou. Hy weet Royce is 'n raasbek, hy gaan vir jou oopmaak. Nou staan ek, nou het ek hy mic aan. En die kleerlinge, die speakers. Toe ek so maak, toe klink ek, soos hierdie in die coffee shops is like,
klink of hou as ek julle skoon maak. Nou staan ek, draai ek later om. Ek soek spoeg. Ek het die spoegie as die water. Nou kry ek 3.2 milliliter. Maar hy staai. Nou druk ek hom op my tong. Ek druk hom. Nou kom hy hier. Nou lyk ek soos 'n Jood by die klaagmuur. Hy is later 3 centimeter en as ek opkom, dan kom hy terug, hy bungee jump. So taai is hy. Ek wil dit vanaand vir julle vertel, dat julle agterkom wat doen God om vrotspoeg. Dit gaan nie oor die spoeg nie. Dit gaan oor hierdie God. Hierdie God wat so maak. Maar hy try jou. Hy kyk of jy luister. En ek try. Maar gelukkig die swaartekrag van die aarde vat vir hom. En hy hardloop. En toe hy so draai, toe weet ek. As hy op jou oog kom, as hy nie werk, is jou oog uit. En ek vat hom. Toe kom so op sit, toe slaat sy neer. Ek het nog nooit iemand gesien neerslaat ook uit. En die spoeg val af van 'n klappie, so kappie. In die spoeg. En sy skree, I can see. Dit smaak ek loop 'n spoeg almal. Nooit weer nie. Hy het op 'n dag 'n ou se oog so gevat en hom gespoeg. Het jy dit gelees? Ek het nou dag sê, Here, moenie dit met my doen nie. En ek weet nou al, hy wag vir die grand gemeentes, al die tannies op die wake, en almal sit so, en dan gaan iemand uitkom, dan gaan hy sê, nou spoeg jy. Hy moet my behoed. As jy vanaand hier sit en sê, maar wat sy evangelie is dit? Staan in die Bybel hoor. Staan in die Bybel. Dit wys jou hoe ver het is al van God afgeraak. Ons lees eers meer sy stories hier. Ek wil alles doen wat my Jesus gedoen het. Ek wil net nie doen wat Wiggle Swift gedoen het nie. Hy moes die manne geslaat het. Maar Jesus het hulle geslaat nie, so ek gaan nie. Maar hy spoeg, ek weet dit gaan op my pad kom. Ek raak benoud soos ek hier staan. En dit gaan hierdie grand kerk wees. En ek gaan vrek op my senuwees wees. Maar as ek spoeg hy antie. En hy hang so, gaan sy begin sien. En dan is hulle onder hulle haakskoen uit. Hy gaan kom. Grand kerke nooi my uit. Maar dan moet 'n blinde die aand wees. Heel voor. Okay. Ek bring 'n ding oor my. Prys die Here. Ek raak bang. Ek is nie bang vir 'n land nie. Ek is vrek bang vir Somalië. Julle kan dit nie glo nie, en ek weet ek gaan moet binnekort gaan. Ek is vrek bang as hy ronde gesigte sien. Met 'n lemonland my kop afkap. 'n Ander land kan my kop afkap, dis my fyn. Ek weet net die heiland moet net nie my kop afkap nie. Kry julle dit ook? Kuier julle ook saam met hom? Ek maak tee, en gaan sit ek. En roep my vrou, sê ek, hey, ek gaan nou saam met Jesus kuier, as jy wil, kom sit hier. Dan kuier ek saam met hom. Kan ek vir julle sê, hy sê dit baie keer vir my goed. Hy stem baie keer met my saam, oor party witboere. Nie almal nie, jy kry mooi witboere. Hoor julle mooi? Ek is baie lief vir ons boere. Los jou arrogansie. En vir alles jou plaas in jou Land Cruiser nog aan die bank behoort. My ou Isuzu en my taxi hier buite, hy's betaal. Hy's betaal, som van ouens hier agter. By julle. Julle mielieboere, so oulik. Hulle vra wat wil ek sê taxi. Want met hierdie mense kan jy nie 'n grand car ry nie. Jy het 'n taxi nodig vir hierdie studente van my. Want die dier word daar, Exactly. Hoor gou. Vanaand vir julle sê hy wil genees. Hy wil genees. Moenie vir rooies kyk nie. Kyk vir God. As 2 tipe genesings. Een wat on die spot gebeur, baie sien ons dit in die Bybel, en die een van die 10 melaatses. Hulle is nie dadelik genees nie. Hulle het geloop. En toe hulle op pad, toe sê hulle, hey! Is hulle vragtig so ondankbaar net een draai om. Is vandag nog so. Die Here gee reën. En die boere gaan dit goed. En wanneer ons by die boerevereniging kom einde van die jaar, plaas van om dankie te sê God vir die reën, doen ons dit miskien met 'n opening van 3 minute en daarna versuip ons en beledig ons die ander rasse terwyl ons suip. Jy kan op jou kop staan, man, my God ruk die mat net so onder jou uit.
Ek vat sommer doodgewoon. Nou die ek gaan Warrington. Hy kind het sikkel dik grase. Is omtrent blind. En daar is die olie as kookolie. En dat sy ma het nogal gebruik hiervoor gegaan, so hy het nog potatoes aan hom. Die kind is wel Portugees. En dan volgend vertel hoe maak hulle patties. Want ek is baie lief vir my Portugese vriende. Julle kan my laat weet of het so is. Rol 'n bolletjie. Sit hulle hom so. En dan sit hulle hom op die hamburger. Is dit so? Maria, bring. Nee, is lief vir die Portugese, julle is pragtig. Julle kan nie glo nie, maar mense kan sulke grappe vat. Weet julle hoeveel interact met my en bel my? Sê, Roy, as jy hier verbykom, ek is 'n porra. Hoe kry jy jou hamburger? Sê ek, hey, jy maak hom voor my. Sê ek, goed. Mense wil 'n slag lag. Evangelie is ernstig, maar ons mag lag. So ek gooi so my naaltjies in, laat hy ook lekker ruik of iets. Maar hoor, dis nie waaroor dit gaan nie. Hy sê, kyk hierdie mense wat die huis uit self. Dis reg, doen dit. Daarna dan gooi hulle weer brandewyn. Wat spot jy met God? Maak jou eie huis eers skoon. Das hulle spook jou nie plan nie. Ek verstaan nie ons mensdom nie. Kyk 'n bietjie party die jakens. Daar buite die deur. Trappel. Kom hy met sy wit hemp en das en goed in. Hy stap in die kerk in. Hy vrot uit die jakenbank van die rook. Hulle is die jakens. Dis grace, man. Ek werk nie vir my God nie. My God is heilig. Jy werk nie vir my God nie. Werk heilig. As jy vanaand sukkel nog met rook, don't worry. Dat klink nou snaaks. Jesus sal jou help. Ek praat 'n bietjie die manne wat mors met dit. Vra hom om jou dit af te haal. Jy sal nie glo hoeveel mense vloek my rook, maar hoeveel stuur vir my elke dag op my WhatsApp. Vandag 114 dae, vandag 118, dankie Rooi is dit. En dit is vir my so lekker as hulle dit stuur. Ek sê vir die jong mense, vaar, want daar oudjie het nou die dag nog Jack gerook. Nou sê, verduidelik ek hulle. Ek kan lekker lering gee by skool of sê ek sit nou daar. Jy gaan nou vir Jack soen en dis mos die tong hou. Verstaan? Hulle soen nie so. Ons het al op skool tong hou, sien ek weet nie. Ek kom 'n lang tram. Ek het vandag gesê, ons het op die koevertjie geskryf. Hou ons liefde lank aan 'n draadjie Holland. Jy sê aan nou het my laat skrik. Wie was daar vanmiddag? Want ek weet wat hy ding beteken. Hy oom met sy mond verbygevang. En het julle ook so geskryf, same address, nothing new, loving you. 2 jare op die Croxley brood. En dan wou jy hom so in die lig gespuit jy hom met brood. Vandag stuur hulle ons WhatsApps en e-mails. Het jy dit gedoen? Ek het tot met Colgate my mond geboor. En dan lek jy eers die koevert van hy meisie. Sê, ryk. Jy het hom ingeneem. So moet ons God se liefdesbrief inneem. Het ek het gisterand vir julle vertel? Van die een meisie wat vir die ou vir die meisie stuur, 4 fees. Het ek gesê, verliefde voeltjie verlang verniet, V. Skryf sy vir hom 8 fees terug. Verliefde voeltjie verlang verniet, vreemde voeltjies vreet vreeslik. Hy is in die grens. Nou moet hy die kry. Ons het die een ou kry vleis. Hy vra vir my, wat beteken dit? Vaarwel liefling, ek is swanger. Onthou julle nie hierdie goed nie? Nee, Jessie, die geslag is verby. Ok, nou, kom ons bid liewerste die. Waarvoor bid is? Vir my brein gewas. Brein gewas. Ons almal gaan ons hande uitsteek. Na haar toe. Hoe lang is dit al daar? Hoe oud is jy? 3 jaar, ek is 22. Wanneer het jy dit gediagnoseer? Laas maand. En vrees jy baie? Ok, jy moet nie vrees nie. Vrees sny af, nee. Julle spreek, is dit julle kind? Julle spreek jy uit, my kind het brein gewas nie. Julle spreek Hebreërs 11 vers 1 uit. Geloof is nie wat ons sien nie, al voel nie. Al voel jy môre kopseer, jy het hom nie. Jy sê, luister die dokter sê so, ek het hom nie. Nou die ek bid hulle vir 'n ou, hulle het suur in sy oë gegooi in Bloemfontein. Dis 2 wit balle.
Hulle bid vir hom. Niks gebeur in die kerk nie. 3 dae daarna ry hulle in Nysna, skielik sien hy. Volmaak. Hy het net elke dag sê, dankie ek kan sien. Dankie ek kan sien. Ek vra vir die Here, hoekom dit? Hoekom jy in die kerkie? Hy sê, anders kom al die eer julle toe. Steek jou hand op, hy is weg. Kom. Het jy alle mense vergewe? Dis baie belangrik. Mense by kanker, moet jy almal vergewe. Met alles moet jy almal vergewe. Julius Malema, ek vergewe jou, jy en Steve Hofmeyer gaan nog op 1 platform preek. Brein gewas in die naam van Jesus. Ek wil hê die familie moet nie vat nie. Sorry, niks lelik sê. Vat jy naar. En die oom sal vat. As niks fout, julle verstaan dit, net gou hier. Vader, in die naam van Jesus, steek jou hande nog op. Brein gewas, gaan weg. Matteus 10 sê, en hy het ons die mag gegee, Matteus 10, oor siekte, kwale en onreine geeste. So as dit 'n onreine gees is, wat die gewas, dan kan ons hom sê, gaan weg kanker in Jesus naam. As dit 'n siekte of 'n kwaal is, kan ons roep, deur sy wonde het daar genesing gekom. Dankie Here, deur u wonde het genesing gekom. Sê, dankie Here, ek is genees. Dankie, Here, ek is genees. Jy moet dit nou vat. Hoor jy? Iets wat toch belangrik is, allemaal af. Ons allemaal kan dit gaan doen. Vat jou Bybel en pen en 'n boek 'n bietjie. Dan sê jy, Here, wat staan tussen my en u? U arm is nie te swaar om te help nie, of u oor, en u arm is nie te kort om te help nie. Wat is daar nog tussen my en u? Moet jy nie self aankla nie, en luister mooi, skryf neer en bely dit en kry dit klaar. En beweeg gaan. En hy sê in Psalm 103, ek sal jou sonde soos die ooste en die weste van mekaar verwyder. Hoekom het hy nie gesê, ek sal jou sonde soos die noorde en die suide verwyder nie? Want dan is daar 'n punt en 'n punt. As jy oos loop, kry jy 'n punt. As jy wes loop, kry jy 'n punt. Jou sondes is weg, maar bely dit eers. Reg. Jou reg, wat moet jy? Daai seun. Okay, bo of onder? Ek wil net om jou te sê, ek trap 'n dubbele landmyn en hulle sit eisters in. Ek was 'n marathonatleet, al lyk ek nie so nie, maar ek was in deur die jare dit my maar seer gemaak dat ek toe nie meer kan sport doen nie. Ek kan nie hardloop en kry ek speedappel of so iets. En 2 jaar terug plaas ek dit vroeër. Ek weet nie hoekom het ek nie geluister in my lewe nie. Bel ek die chirurg, ek sê vir hom, jy haal hier eisters uit. Hy sê, jy sal in mekaar val. Ek sê, hoor gou, jy haal uit. Ek sal op God vertrou. Ek is nou klaar met dit. Hy sê, toe moet nou net nie meer as 10 kilogram. Hy haal uit. Geen pyn nie. Hy sê, 2 van hulle sit so met die rugbaltong en hulle kap die eisters uit met 'n bytel. Hy sê, jy moet pyn hê. Geen pyn nie. Tot vandag toe. As ek 'n bietjie oorgewig raak, en ek en jy is die oorgewig. Dan, nee, nou lag hulle vir ons. Het hierdie ouens geen respek vir 'n mens nie. Maar nee, luister nie. Ek wil tog sê, onthou, ons is verskillend gebou. Daai mense, hy maar mense kindjie. En daai ou daarna, hulle eet sikkelborde kos, ek kom hulle niks hoor nie. Ek kyk net daar. En jy is blond. Okay. So, maar hoor gou, dit is goed. Ek kom het agter, as ek die aandetery los, dan pyn my rug nog glad nie meer. As ek in die aand eet, dan voel ek ongemak. So, mens kan net daarna kyk, maar ek sê nie dit is wat jy moet kyk, hoor? Jy verstaan. Vader, in Jesus naam, dankie dat jy hom aanraak. Dankie dat jy elke wervel in plek skuif, elke senuwees in plek skuif. Jy salf hom. Jy salf hom nou. Dankie Here, hy is genees in Jesus naam. Amen. Die Here doen dit vir jou. Amen. Is daar nog iemand? Die een diabetes so. Okay. En dit blokke ou en dit ou. Vader, laat haar suiker normaal kom, haar vlakke in Jesus naam. Here, sy kan nie onder 'n ja, ons moet reg eet, Here. Maar ons kan nie onder 'n wet kom dat sy nou ook hier nooit mag geniet nie.
Seën haar asseblief, dat sy totaal gesond is. Kom dit van die voorgeslagte af, of nie? OK. Vader, ons sny dit af in Jesus naam. En sy is gesond in Jesus naam. Amen. Jy kan maar gaan sit, want die twee het wel iets, ek weet dit. Nee, staan net daar. Vat mekaar saam. Hou julle van mekaar. Hou julle van mekaar. OK. Dit wat jy vandag, jy was mos nou saam met ons vanoggend heel oggend. Ja, Moet ek dit praat wat jy van haar gesê het? jy kan praat. Of moet ons dit uit die kerk uithou? Nee, wat? OK. Al wat hy gesê het. Dan is julle by die troue. Hy sê jy moet net voetpoeier koop. Luister. Jy bedoel ek moet daar aan. Seëning vir julle twee, hoor. God seën julle en besluit dit. OK. Prys die Here. Ons terugverwel is gekraak. Nou, hoekom sal jy dit nou fluister? Dis mos nou geen geheim. Ek dink dit so privaat. Nee man, ek spot. Ek het jou vanaand, waar is jou vrou? Ek het julle vanaand op, hoeveel kinders het julle? Nee, ons is pas getroud. So, Hoe lang terug? so 3,5 weke terug. Jee! Hy is op my honeymoon. Klaar aan die moon gaan. OK, en dit is nou wat ek moet sê, ek moet vir jou rug bid. Sorry, kyk hier die ou lag hy. Maar sulke goed, hoor gou. Julle mechanics het werke, almal het werke. En daar kom humor voor. Maar nou, by ons kom daar ook humor partykeer voor. En die een sinsnede volg op die ander een, en dan klink dit nie reg nie. Ek sê nooit iets verkeerd of uit die plaas. Roos is nie daar nie, die probleem was al voor dit. O, voor dit. OK, prys die Here. Vader, ek weet nie, maar ek weet nie. En miskien sê die vrou vanaand, ek vat mis. Hier staan 'n verskriklike opregte mens. Daai wat Jesus gesê het, hierdie opregtheid het ek nog nie gesien nie. Ek weet nie wat jy doen of wat nie, nou as seker goed wat afgelei kan word en geskaaf kan word, maar ek kom 'n nederigheid agter en 'n opregtheid. En ek wil sê, of God wil hê jy moet daar uitkom. 100% doen dit. Vader, dankie dat jy sy rug heeltemal genees. Daai kraak in die rug, maak nou toe. Onder die bloed van Jesus. Maar Here, my gebed is dat hierdie man nou gedoop word met die Heilige Gees en vuur. En dat hy sal sê, so sê die Here. Dankie Here. Amen. Wat kan ons bid voor? Linkerreep, groot probleme. Groot probleme. OK. Sit jou hande op. Nie sien? OK. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U dat U nou haar heup aanraak. Wag eers voordat ons aangaan. Kan jy draf? Nie raar. Loop gou. OK, kom terug. Kom terug. OK, sit weer jou hande. Kom, ek wil net jou hand ook self. Sê. Sit jou hand aan, ja. Vader, in die naam van Jesus, hierdie heup trek nou in lyn met God se woord. Elke spier, elke senuwees en elke been in Jesus naam. Stap. Stap. Hoe voel hy? Hoe voel hy? Kom eers. Jy gaan nou hardloop ook, so moenie kanse vat nie. Hoe voel hy? Dis weg. Is dit weg? Ja. Hardloop. Nie uit die kerk uit nie. Kom draf. Draf. Ag nee, my maggie sal ek vir jou kom ons draf. Kom, gee jou aan. As hy. Kom. As jy reg. Ja. Amen. Gee die Here aan 'n klap. Amen. Hy bietjie nog is breggerigheid. Dat sê hom so goed. Behou dit. Behou jou genesing. In Namibia, en omdat ek Kufu daar was, gaan ek baie na daai land toe terug en ek preek. Hier lei my. Hulle vat my in Gogas. Weet julle waar is Gogas? In die woestyn, in die tronk. Ek mag een oproep maak. Ek bel 'n wedergebore prokureur nooit weer nie. Ek bel 'n sonder prokureur as ek weer in die moeilikheid is.
Billy Anderson, maar julle kan hom maar bel, laat hom Vredendal. Ek sê, Billy, ek is toegesluit. Hy sê, jy het nog altyd gesê, as jy toegesluit was, hoe gaan jy kerke in die tronk stig? Ek sê, Billy, hoor van my. Ek is toegesluit, ry direk nou na die premier toe en try my uitkry. Hy sê, ek koop nou groceries, man. Preek 'n bietjie. Ek sê, dankie, Billy. Hy man is vol van die Here. Sit neer, hulle sluit my toe, daar's 3 mense in die sel. En die een wat so lê, ek sê, wat is dit? Maar hulle diens is goed. Die kwart brood met my bitterkoffie kom omtrent dadelik, soos ek hulle my insluit. Goeie diens. Ek sê, nou weet jy nie wat om te doen nie. En die ou lê hier. Ek sê, wat gaan met hom? Nee, hy's 10 dae op eetstaking al. Ek sit my koffie neer en brood. Ek sê, in die naam van Jesus, stop jou nonsens. En ek hoor, kyk, hier het hy my brood. En drink hy my koffie. Ek lei die tweede een na die Here toe. Hoor gou mooi, is baie keer ongemaklik, doen iets daarvan. As jy getroud is, staan op. Of jou vrou hier is of nie, staan op. Draai na mekaar toe. Of jy wil of nie, staan net daar. Jy kom alweer hoogtes toe. Nou staan jy alweer hier, maar hier kan jy maar afspring. Luister die mense, ons is nie ligsinnig hier, maar ons laat speel nie met die ding. Ek staan en kyk om hier teen hy rooi vas. Sê vir hom of jy dit wil hoor of nie, ek is lief vir jou. Hoor gou hier. Hulle sê School of Fire is duitklap. Maar oké, dit lyk my ook nie so. Haai, dis droog. Is daar nie 'n 40-jarige vrou wat belangstel in hierdie ou nie? Wat ongetroud is, kan sommer nou. Hy was nooit getroud nie. Sendeling, nou gekom. Hy kom doen sy round-off kursus. Dan gaan hy uitgestuur word. Eerste job wat hy doen, toe moet hy drein gaan grou. Met pik en graaf vir kleerlinge. Ek wil hê julle met mekaar in die oë kyk as jou man en vrou hier is. Ander maak net hulle oë toe. Stella! Kyk my in die oë. My vrou is liewer vir haar kat as vir my. En maak my bitterlik kwaad. Luister hierso. Kyk mekaar in die oë. Julle maak nie julle oë toe as jou man en vrou hier is nie. Julle kyk mekaar in die oë. Ek gaan bid. Vader, maak hulle weer verlief op mekaar. As hulle getroud is, laat die liefde kwaai brand. 1 Korintiërs 7. Sy mag nie sê nie, hy mag nie sê nie. Daar bestaan nie 'n liedjie. Nie vanaand, ek het hoofpyn. Here, raak hulle aan, dat hulle mekaar sal geniet. En die huwelik sal geniet, want dan sal hulle nie op 'n ander plek het gaan soekie. Here my God, ek bid dat hulle vir mekaar sal blomme koop, dat hulle vir mekaar sal kos maak, dat hulle mekaar sal doen alles wat U wil hê, wat in die huwelik is. En dan bid ek vir die wat nou nog nie getroud is nie, dat hulle nie op April goed vat nie, maar laat hulle sal wag, maar laat hulle mekaar sal lief hê. In Jesus naam sit, gaan huis toe. Dankie, totsiens. You can have my heart. You can have my soul. I'll give it all.